Geliefdes, ons is dan nou ook in die tyd van die Paase, die opstanding van die Here Jesus Christus, wat eintlik ongelooflik belangrik is, van die graf, van die geboorte, van die krib, tot by ons graf. Is daar net een hoop, en dis die opstanding. Daarom is nie een geboorte vir niks nie, en nie een sterfte vir niks nie. En daarom raak dit elkeen van ons in ons lewens tot die diepste van ons menswees, die wete en die geloof in die liggaamlike opstanding. En daarom moet ons as kerk baie aandag hieraan gee ook in hierdie tyd. Die tyd van die Paase, na die opstanding van ons Here Jesus Christus, tot en met sy hemelvaart, het hy vir 40 dae homself as 'n opgestane liggaam vertoon, want dit is die motivering vir die Christelike geloof. Daarsonder is ons geloof niks werd nie. En daarom moet ons op hierdie opstanding baie aandag gee. Nou ons tema vir môre, ons praat uit Matteus 22, is die teksgedeelte, vers 23 tot 33, die tema is geloof in God se woord en krag, verstaan die liggaamlike opstanding. Nou kom ons sluit dan ons voorsang af deur te blaai na Psalm 33. Psalm 33. En ons gaan daar sing vers 1 en vers 5 as afsluiting van ons voorsang. Psalm 33 vers 1 en vers 5 en dan hou ons vingers by gesang 6. Net na die fotum en die seëngroet sing ons gesang 6 vers 1 en vers 2 as 'n lofgesang aan 'n antwoord op die Here se groet. Gesang 6 vers 1 en vers 2. Nou Psalm 33 vers 1 en 5. Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Viva
Geliefdes, kom ons luister dan na die wet van die Here, soos wat ons dit dan vind in Eksodus 20, en ook die wet het vir ons geen betekenis, as dit nie ons ewigheid in gedagte het nie. So kom ons luister dan vanuit die ewigheidsperspektief na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely dan ook eerlik ons skuld voor die Here, terwyl die wet ons dan ook so aanspreek. Blaai ons na Psalm 38. Psalm 38 as skuldbelydenis, sing ons vers 5 en vers 17. Vers 5 en vers 17, as ons eerlike opregte skuldbelydenis voor die Here. Handelinge 10 van vers 42 tot 43, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter oor lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Geliefde, is daarom vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees verkondig die woord die vergifnis van sonde
aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus Jesus bly lewe. Dit is dan ons belydenis. Ek gaan vir u voor met die geloofsbelydenis, ook bekend as die apostoliese geloofsbelydenis, of die 12 artikels, wat glo ons as kerk van die Here Jesus Christus vanmôre hier byeen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, uit dankbaarheid ook vir dit wat die Here vir ons doen, deur ons sondevergifnis, kom ons bely dit ook dan deur saam te sing Psalm 116, ook as voorbereiding op die woordverkondiging sing ons vers 1, 4 en 5. Psalm 116 vers 1, 4 en 5. Geliefdes, die woordverkondiging vanmôre is uit Matteus 22. Matteus 22. Ons gaan daar lees van vers 23 tot vers 33. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, U wat die skepper is, die onderhouer, deur U groot genade en deur U groote liefde. Here, U kom ook na ons as mens, Here, waarin ons so verbrou het in hierdie skepping, deur die sonde hier in te bring.
Here, kom U deur U Seun Jesus Christus en U kom herskep alles. Deurdat U begin in die hart van die mens. En U doen dit, Here, op so 'n manier dat U Seun kom in hierdie natuur in, deur die liggaam van 'n mens op te neem. Deel te word, te sterf vir hierdie natuur, vir ons, wat veronderstel is om hierdie natuurbewaarders te moes wees, sodat ons saam met U weer kan opstaan tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe ywer, sodat ook ons tempels voorberei kan wees vir U Heilige Gees, wat kan kom inwoon. Here, U wat die Skepper God is, die herskepper deur U Seun, is ook die vormer, die leidsman in ons harte. So openbaar U Uself as 'n drie-enige God, wat U ontferm oor U kinders. En met hierdie kennis en hierdie wete, Here, kom tree ons as U kinders, as U kerk, as U volk ook voor U aangesig. Ons het niks om in te roem nie, maar alleen op grond van U genade. Here, U gee vir ons soveel. En nadat U ons so herstel het, Here, kom leer U vir ons uit U woord uit, hoe dat ons vir ewig sal lewe. Dat ook ons liggame sal opstaan uit die graf uit. En hiervan, Here, kom daar 'n nuwe hoop, 'n nuwe aanvuring in die hart na vore, 'n nuwe ywer, 'n troos in hierdie wêreld wat so hard en so swaar kan wees. Dat U vir ons 'n nuwe lewe beskik. 'n Lewe nie sonder ons liggame nie, maar met ons liggame. 'n Opstanding. En dit gee vir ons nuwe krag, 'n nuwe hoop vir elke dag. En mag dit inderdaad so wees, wanneer ons ook vanmôre uit hierdie gedeelte uit leer, hoe dat U van lankal af die liggaamlike opstanding beloof het, alreeds uit die wet van Moses uit. Leer ons, Here, onderrig U ons, dat ons ook in hierdie troos, met hierdie ywer, ons elke dag lewe kan lewe tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons bid vir ons kerk, ons bid vir elkeen van ons mense, miskien, Here, wat in 'n wanhoop voel te wees, miskien in 'n moedeloosheid sit, die aanvegtinge van die lewe, miskien siekte, miskien finansies, miskien ongelukkigheid in verhoudinge. Here, gee vir ons mense die genade om verby hierdie goed te kyk na die hemel toe en ons eindbestemming raak te sien. En van daardie nuwe krag en daardie nuwe hoop ook die stryd op hierdie aarde voort te sit. Ons kan op grond van Jesus Christus en deur die inwoning van U Gees in ons harte. Maar laat ons dit ook leer en besef uit U woord uit. Open daarom vir ons U skrifte, Here, maak ons harte oop en ons verstande helder, om ook U woord te kan neem vir dit wat U vir ons gee, uit soveel genade uit. Ons bid dit alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Matteus 22 van vers 23. Dieselfde dag kom daarna hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê: Meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, en die eerste het getrou en gesterwe, en nadat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat.
so ook die tweede en derde tot die sewende toe. En laaste van almal het die vrou ook gesterf. In die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees? Want hulle almal het haar gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie, en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? Ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. Ons plaas klem op vers 31 en vers 32. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Geliefdes in die Here Jesus Christus, soos ons gesê het, wat se hoop is daar vir 'n kind wat gebore word? Wat se hoop is daar vir iemand wat sterwe en daar is nie 'n opstanding nie? As daar nie 'n opstanding is nie, is daar nie 'n betekenis vir hierdie lewe nie. Is daar geen motivering om in hierdie lewensstryd voort te gaan? En so het die Sadduseërs nie in die opstanding geglo nie. En uiteindelik so 'n swaar las geplaas op hulle volgelinge, want watter hoop is daar, watter motivering is daar om aan te hou lewe in hierdie harde wêreld? Vers 23 sê, dis die Sadduseërs wat vir die Here Jesus hieroor probeer vasvra. Die Sadduseërs het godsdienstig en daarom ook polities van die Fariseërs verskil. Nou die Fariseërs het geglo aan die liggaamlike opstanding. Die Sadduseërs het weer nie geglo dat daar 'n opstanding na die dood is nie. Soos vers 23 sê, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie. Paulus in Handelinge 23 het baie goed hierdie politiek van die kerk geken in sy dag. En in Handelinge 23 moes hy voor hierdie hele godsdienstige raad, waar beide die godsdienstige politieke groeperinge opgedien het, sy standpunt oor die opstanding verdedig. Handelinge 23 vers 6 tot 8 lees. En omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die raad uitgeroep, broeders, ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër. Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak. Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie, maar die Fariseërs bely albei. Hoekom het die Fariseërs so maklik dit geglo? Jy sien, die Fariseërs het die hele Ou Testament, soos ons dit ook het in ons Bybels, maar hulle het ook nog daarby nog apokriewe boeke gehad, nog ekstra geskrifte wat hulle bygevoeg het om hulle teologie te regverdig. Maar hulle het die volledige Ou Testament, soos wat ons dit ook het in ons Christelike Bybels. Die Sadduseërs daarenteen het alles van die Ou Testament verwerp, behalwe die boeke van Moses, die eerste 5 boeke, wat ook bekend staan as die wet van Moses. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Die wet van Moses. Die Sadduseërs wou net daai 5 boeke gebruik vir hulle hele godsdienstige leer. Nou as die Here Jesus daarom die Fariseërs antwoord met hulle strikvraag, hou die Here die hele Ou Testament soos die Christelike Bybel aan hulle voor.
Nou hier is dit net 'n interessant kantaantekeningkie as u wil. Ons merk op dat die Here Jesus het nie nodig gehad om enigsins die Fariseërs se apokriewe boeke of hulle geskrifte te gebruik om hulle te weerlê nie. Dis op grond van Christus se gebruik van die skrifte, dit wat hy gebruik het om hierdie argumente te stel teenoor die Fariseërs en die Sadduseërs, dat die Bybel van die Christelike kerk bestaan uit 66 boeke uit. Die kanon, soos wat ons hom het. Want in Christus self is die bewys dat dit is genoegsaam. Dit het die goddelike gesag. Dit is vir ons noodsaaklik. Dit is vir ons uiteindelik duidelik om by die opstanding uit te kom. Die grootste en die hoogste boodskap van die Christelike geloof is die opstanding. Die ander geskrifte dra niks ekstra by tot ons saligheidskennis nie. En daarom dat die Here Jesus hulle ook nie gebruik in sy argumente nie. So as u wou weet hoekom ons Bybel uit die 66 boeke uit bestaan, Christus het dit vir ons so bepaal. Dis nie nodig om die ander te gebruik nie, dit is genoeg. Nou wanneer die Sadduseërs met die Here Jesus dan in debat tree, gebruik die Here Jesus nie die res van die Ou Testament nie. Hy gaan na dit wat die Sadduseërs aanvaar as die Bybel, die eerste 5 boeke. Hy hou ook net daarby. Interessant, dit gaan oor die opstanding, wanneer hulle met hierdie argument kom. En die Here Jesus gaan uit die eerste 5 boeke uit, dit wat hulle moet ken, vir hulle leer van die opstanding. Daarom, ook ons, as Christene, behoort reeds uit die eerste 5 boeke van die Bybel uit, die opstanding te kon sien, te kon verstaan. En laat ons dan ook daarmee besig wees vanmôre. Geloof in God se woord en die krag van God, verstaan die liggaamlike opstanding. Dis die geloof. So antwoord die Here Jesus dan die Sadduseërs oor die opstanding in vers 32 wat hy uithaal uit die eerste 5 boeke uit, spesifiek Eksodus 3 vers 6. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dan voeg die Here Jesus hierdie logiese afleiding by in vers 32. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Maar die Sadduseërs, uit hulle eie erkende geskrifte, wat die Here Jesus dan ook hier gebruik, wat ook deel is van ons kanon, wat daarom ook nuttig en belangrik is om te gebruik. Hulle ken dit nie. Hulle ken dit nie soos hulle dit moes ken nie. Daarom die Here se woorde in vers 31 vir die Sadduseërs. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Baie belangrike woorde. Die Here Jesus neem nie die Sadduseërs kwaalik dat hulle nie die res van die Ou Testament ook gebruik nie. Hy neem hulle kwaalik op wat hulle self erken die Bybel behoort te wees, die eerste 5 boeke. Maar die bietjie van die skrif wat hulle het, die bietjie wat hulle sê hulle erken as die woord van God, was genoeg, soos Christus dit stel, dat God dit vir hulle gegee het en dat God deur daai 5 boeke met hulle alreeds gepraat het oor die opstanding en hulle wou nie luister nie. So selfs in die bietjie kennis wat die Here vir jou gee uit sy woord uit, moet jy die opstanding kan raak sien. En nou is hulle monde gesnoer, want dit is dan nou die getuienis wat hulle wou bring om te sê, daar is nie 'n opstanding nie. Nou gebruik die Here Jesus presies dit, en sê hulle, maar dit wys daar's 'n opstanding. Ons hele lewe op hierdie aarde vind troos in die wete dat daar 'n liggaamlike opstanding is.
Hoe anders is aan ons getroos kan word in die afsterwe van ons geliefdes? Hoe anders is aan ons getroos kan wees in hierdie wêreld? Ons moet hierdie troos ken en ons moet God daarvoor vertrou. En daarom sê die Here Jesus, daar's 2 redes waarom mense nie hierdie troos van die liggaamlike opstanding het nie. In die eerste plek, kennis van die Bybel is gebrekkig. En in die tweede plek, kennis van God se krag ondermyn hom. Mense dink nie God het die krag om dit te doen. In die eerste plek, geloof in die opstanding vereis kennis van die Bybel. Vers 29, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie. Nou geliefdes, die Sadduseërs het baie ligsinnig gespot met die opstanding. Hulle opmerking oor die vrou wat 7 mans op aarde gehad het, is eintlik maar sarkasties bedoel. Hulle is so oortuig dat daar geen bewyse van 'n opstanding is nie, dat hulle 'n storie opmaak net om die belaglikheid daarvan te probeer uitwys. Volgens hulle. Maar jy sien geliefdes, geloof in die opstanding van die liggaam verander juis hoe ons die Bybel lees. Sonder hierdie geloof in die opstanding lees mens die Bybel asof dit maar net nog 'n aardse boek is, soos alle ander aardse boeke. Lees ons maar net die Bybel asof dit 'n aardse boodskap is, soos enige iemand kan besluit wat die boodskap moet wees op hierdie aarde. Beperk tot hierdie aardse lewe, met niks verder as die aardse lewe. Dit maak dat mense spot met die Bybel en met die krag van God. Maar wanneer jy die geloof ontvang in die opstanding van hierdie liggaam waarmee jy nou leef, as jy daai geloof ontvang, dan lees ons die Bybel as 'n hemelse boek, met 'n hemelse boodskap van die ewige lewe. Dis 'n ander hoop. Dis 'n ander soort lees. 'n Geskrif wat die krag van God vir ons leer om nou al te kan ken. Maar laat ook ons vanmôre sê, ons het net die eerste 5 boeke van die Bybel. Kom ons leer wat die Sadduseërs nie geleer het nie. In Genesis 3 verskyn God aan Moses in 'n brandende bos. Hy maak homself bekend as die groot ek is wat ek is. Jahwe. Dit lees eintlik as Jahwe, Asher Jahwe, ek is wat ek is. Want Jahwe beteken ek is. Daar verskyn hy aan Moses en hy maak vir hom hierdie groot openbaring bekend. Maar wanneer God homself aan Moses daar voorstel, dan kom hierdie woorde na vore in Eksodus 3 vers 6. Ek is Jahwe, ek is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. En soos by die brandende bos, is dit heilige grond, wanneer God uit sy woord uit, homself kom bekend maak aan die mens. Die brandende bos gebeure met Moses is min of meer 400 jaar na God die heilige verbond gesluit het met die vader Abraham in Genesis 15. Met Moses by die brandende bos was Abraham, Isak en Jakob al reeds begrawe na die liggaam. Hulle was in hulle grafte. Maar God sê vir Moses, hy sê nie vir Moses, ek was die God van Abraham, en ek was die God van Isak, of ek was die God van Jakob nie. Nee, hierdie woordjie, ek is nou. Dit is in die hede.
God is nou die God van Abraham, want Abraham is ook nou nog. Hy is nou die God van Isak. Dit maak 'n groot verskil aan die teks. Maar ook in die Nuwe Testament lees ons waar die Here Jesus Christus op die berg van verheerliking verskyn, daar in Matteus 17 vers 3. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Want God was nie die God van Moses nie. Hy was ook nie die God van Elia nie. Hy is die God van Elia en die God van Moses. Hulle is nie weg nie. Hulle is ook daar. Want God is nie 'n God van die dooies nie. God is die groot ek is. Hy is die God van die lewendes. In die tweede plek, geloof in die opstanding vereis geloof in God se krag. In vers 29 sê julle dwaal omdat julle nie die krag van God ken nie. Geliefdes, geloof laat ons juig, maar ook sidder voor die almagtige krag van hierdie lewende God. Ons juig, want deur sy almag waarmee hy hierdie aarde tot aansyn geroep het en uit die stof van die aarde uit vir Adam en Eva gemaak het, vir Adam en dan uit die rib van Adam vir Eva gemaak het. Hierdie almag is nie weggeraak van God nie. Daarom juig ons, want hy gaan beslis, soos hy beloof, uit die stof van die aarde ook weer die liggame van ons elkeen tot lewe roep. Maar ons sidder uit vrees vir hierdie God. Want die liggame wat hom nie gedien het op hierdie aarde nie, gaan ook lewendig gemaak word. Gaan ook verenig word met hulle siele, maar gaan hel toe. Dit stop nie by die graf nie. Moenie hom vrees wat die liggaam doodmaak nie, maar vrees hom wat die liggaam in die hel kan werk. Geliefdes, soos die Sadduseërs moet ons waak om nie God se krag te beperk deur ons eie onkunde oor sy woord nie. Asof God kragteloos is om weer uit die stof van die aarde die liggaam wat hy vir jou gegee het by geboorte nie weer op te wek nie. En te verenig met hulle siele nie. Jy sien die siele van Abraham, Isak en Jakob, van Moses en Elia en al sy uitverkore kinders wat al afgesterf het tot nou toe op hierdie aardse tydlyn is by die Vader in die hemel. En deur die opstanding, weens die almag van God, sal hy weer die liggaam verenig met die siel. Die gedagte dat God nie die afgestorwe liggame van mense kan opwek nie, ontken die krag van God. Dit ontken God as die skepper God van alle lewe op aarde, as die instandhouer van die lewe waarmee ons vandag lewe, asof hy ons nie vandag in stand kan hou nie. Dit ontken God se krag. En wanneer ons God se krag so ontken, dan is dit tot oneer van God. Dan eer ons hom ons nie. So roof ons God se eer wanneer ons nie glo in die opstanding van die liggaam nie. Maar terug na Abraham toe. Abraham word genoem die vader van die geloof. Juis omdat hy vasgehou het aan die verbondsbelofte wat God aan hom gemaak het in Genesis 15 vers 15. Maar jy
sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. Dit is 'n baie veelzeggende belofte wat die Here maak aan Abraham. Jy sal na jou vaders gaan in vrede. Spreek van ewigheid. Spreek nie van 'n dood nie. Abraham het nooit die beloofde land Kanaan beerf nie. Sy nageslag, 400 jaar na hom in die tyd van Moses, hulle sou die land Kanaan beerf het. Die belofte wat God aan Abraham gemaak het, was ewige lewe. Hy sal sterf. Hy sal gaan na sy vaders, terwyl sy liggaam begrawe word. Begrafnis beteken om soos 'n saadkorrel in die grond te wag, tot God weer uit sy krag uit hierdie liggaam laat verrys. Soos 'n saadkorrel. Hoe mooi verduidelik Paulus dit. Die saadkorrel gedagte. Dis alreeds hier ter sprake. Abraham se siel is by God, want God is die God van Abraham. Abraham se liggaam gaan begrawe word in afwagting van God se krag om weer sy siel en sy liggaam te verenig. Dis sy geloof. Die vader van die geloof, sy geloof sluit in die opstanding van sy eie liggaam. Die belofte wat God in die verbond met hom gemaak het. En so verdedig Paulus ook sy geloof in die opstanding vanuit Genesis uit, in Handelinge 24 vers 14 en 15, dat ek so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet, Moses se wet, en die profete, die ander deel van die Fariseërs, geskrywe is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Abraham het in hierdie opstanding geglo met sy hele hart, en sy lewe het dit bewys. Volgens Genesis was die enigste grond wat Abraham ooit gekoop het, 'n begrafplaas. Al die ander het hy gekry, het hy ontvang uit die hand van God uit, deur konings wat aan hom gegee het, maar die enigste grond wat Abraham gekoop het met geld, was 'n begrafplaas. Sy geloof in die opstanding. Hy het met groot sorg sy vrou Sara daar begrawe. In Genesis 23 vers 19. En dan lees ons in Genesis 49 vers 31, Abraham, Isak en Jakob het met groot erns by hulle sterfbeddens vir hulle kinders gesê, begrawe my by die grond wat julle vader Abraham gekoop het. En so is hulle met hulle vrouens, ook Rebekka en Lea later daar begrawe, by die enigste grond wat Abraham gekoop het, 'n begrafplaas. Want hy het geglo in die opstanding van die liggaam. God koester ook die afgestorwe liggame van sy kinders. In Deuteronomium, ook in die wetgedeelte van Moses, Deuteronomium 34 vers 6, lees ons, het God self vir Moses begrawe. Waarom? Ons lees in Judas 1 vers 9, dat die aartsengel Michael met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses.
Want, sê ons Here Jesus in vers 32, God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Waarom sal God so 'n belang hê in die liggaam van sy kinders? Want sy kind se siel is by hom. En deur sy almagtige skepingskrag wat hierdie God het, sal hy weer sy kind se liggaam met sy eie aardse liggaam verenig. Daarom die belang van die gelowige se begrafnis. Dit is die bewys van die opstanding in die eerste 5 boeke van Moses, waarvan die Sadduseërs nie die skrifte wat hulle self uitgekies het om te verstaan, wat hulle self uitgekies het om hulle hele godsdiens op te bou, wat hulle self nie eers geken het. Ook so die krag van God ontken het. Geliefdes, ook ons begrawe, ons gelowiges, dis nie maar net 'n tradisie, wat ons maar net willekeur kan kom verander vir die gerief van ons menslike lewens nie. Daar is 'n baie spesifieke teologie, 'n godsdiens in die begrafnis. Die verwagting van die opstanding. Dis wat dit is. Ons Here Jesus het 'n sterflike menslike liggaam aangeneem. Hy homself het 'n sterflike menslike liggaam aangeneem. Juis om vir ons sondes te kon sterf. As hy 'n onsterflike liggaam aangeneem het, kon hy nie sterf nie. Hy is begrawe. En God het beskik, soos met Abraham, soos met Isak, soos met Jakob, dat sy geliefde seun, die Here Jesus Christus, sy liggaam begrawe word. Nie in 'n graf wat die Here Jesus kon bekostig of kon koop nie, maar wat die Here so gewerk het in die Fariseër se hart, Josef van Arimatea, om vir hom 'n graf te gee. Nie toeval nie. Die seun van God sal in hierdie ryk man se graf begrawe word, want so lief het God die Vader sy seun se liggaam. Hy beskik 'n graf met groot sorg en baie deernis. Want dieselfde liggaam wat daar in die grond ingaan, sal deur die krag van God weer tot lewe geroep word en verenig word met die siel. En so neem Christus weer dieselfde afgestorwe liggaam op, maar met 'n onsterflike karakter. Hy gaan nie weer sterf vir ons sondes nie. Die wat dit nie wil glo nie, hy gaan dit nie herhaal nie, hy kan nie. Want hy wil nie, eenmaal was genoeg. Ons moet dit glo. Dieselfde liggaam wat eers verganklik was, is nou onverganklik. Hy het ander vaardighede gekry, want hierdie liggaam wat nou onverganklik is, kan opgeneem word na die hemel toe. En so word die Here Jesus Christus vir ons die eerste een van ons almal. Hy gaan ons vooruit. Kolossense 1 vers 18, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, totdat hy in alles die eerste kan wees. Abraham, Isak en Jakob het dit verwag, wat Christus kom vervul het. Die 5 wetboeke van Moses word so vervul in Jesus Christus se opstanding, tot die bewys dat Moses en die eerste 5 boeke getuig van die opstanding van die liggaam. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe heerlik is hierdie wete, dat ons liggame gaan opstaan. En wanneer ons vanuit daardie perspektief vanuit die hemel uit kyk na onsself op hierdie aarde,
dan verander dit hoe ons kyk na ons liggame. Dan verander dit, Here, om te verstaan hoe groot U liefde is vir ons. Dan sien ons die krag van God. 'n God van die lewendes. En hierin is ons hoop. En hierin lê ons motivering. En wanneer ons ook hierdie week weer instap, na al die moeite en al die verdriet van ons aardse lewe wat vir ons wag, mag ons met hierdie hoop, met hierdie ywer, met hierdie nuwe krag in die geloof ook ons lewens lewe. Want ons het 'n nuwe verwagting, 'n groter verwagting as die dood, die opstanding van die liggaam uit die graf uit. Verander U ons harte, vernuwe U ons gees. Dankie vir hierdie geloof, vir hierdie wete, dankie vir U woord. Dankie dat ons U kan vertrou. Net U werk dit in ons harte. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou afsluit met Gesang 316, vers 1 en vers 2. Gesang 316, vers 1 en vers 2. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak U ons die hart en die res wat daarop volg. Gesang 316 vers 1 en vers 2. Geliefdes, ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.